Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens vir die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend is ons by die tweede deel van die boodskap van ek kon nie meer omgee nie. En ons skrifgedeelte vanoggend is uit 1 Tessalonisense 3 vanaf vers 6 tot 13. 1 Tessalonisense 3 vanaf vers 6 tot 13. Maar voordat ons dan nou hierdie boek oopmaak, kom ons maak net eers die oë toe. Hemelse Vader, hoe wonderlik het is hier waar ons 'n heerlike somersdag uit U hand uit geniet. Here, dat ons by U voete kan kom sit en sê, Vader, leer ons verder om te gee. Dat ons werklik sal kan sê, meer kan ek nie omgee. Here, so ek vra dat U elkeen wat vanoggend luister sal seën. Seën elkeen met geopende ore om die boodskap te hoor. Open hulle verstande, Here, dat hulle die woord kan verstaan en ook hulle harte om die woord te bewaar. En Here, asseblief wil U as my ook vanoggend weer eens seën deur my lippe aan te raak en spreek U deur my. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, 'n onbekende outeur het in die Reader's Digest van 2001 geskryf: probeer om die 5 rykste mense in die wêreld te noem die laaste 5 wenners van die Mevrou Amerika kompetisie. Noem 10 mense wat die Nobel of Pulitzer prys gewen het. En dan sê hy, noem nou 3 vriende wat jou deur 'n moeilike tyd gehelp het. Noem 5 mense wat jou iets waardevols geleer het. Dink aan 'n paar mense wat jou gewaardeerd en spesiaal laat voel het. En geliefdes, die mense wat jy nooit sal vergeet nie, is nie diegene met die meeste kwalifikasies of die meeste geld of die meeste toekennings nie. Die mense wat 'n verskil in jou lewe maak, is diegene wat omgee. En hulle sal vir ewig lewe. Elke Christen wil hê dat God sy of haar lewe moet gebruik om verander vir ewig te beïnvloed. En dit geld veral vir ons kinders, maar ook vir ons uitgebreide familie en vriende. Want om mense vir ewig te beïnvloed, moet ons werklik vir hulle omgee op 'n manier dat hulle dit voel. Ons omgee is soos die sleutel wat die deur oopmaak vir die evangelie en vir die waarhede wat nodig is vir hulle om in hulle geloof te groei. En omgee alleen is nie genoeg sonder die waarheid van die evangelie nie. Maar waarheid sonder omgee sal gewoonlik met weerstand begroet word, nie met aanvaarding. En ons het verlede week gesien dat as ons werklik vir mekaar omgee, ons saam wil wees en ons mekaar geestelik wil versterk en aanmoedig. En vandag wys Paulus vir ons 2 ander aspekte van ware omgee vir mekaar, naamlik as ons werklik vir mekaar omgee, dan sal ons bly wees wanneer ons van ander se stabiliteit in die geloof hoor en ons sal bid vir hulle volgehoue geestelike groei. In verse 6 tot 10 is Paulus verheug om Timoteus se verslag van die Tessalonisense se stabiliteit in die geloof te hoor, en in verse 11 tot 13 spreek hy 'n gebedswens uit dat hy hulle kan besoek en dat hulle in hulle geloof sal aanhou groei. Nou kom ons kyk 'n bietjie na ons 'n paar punte. Eerste, as ons werklik vir mekaar omgee, dan sal ons bly wees wanneer ons van ander se stabiliteit in die geloof hoor. En ten koste van die feit dat hy alleen in Athene en toe Korinthe gelaat is, het Paulus vir Timoteus teruggestuur na Tessalonika. En Paulus self kon nie gaan nie, miskien as gevolg van die boeye wat of die borg, wat ek eerder sê wat Jason gedwing was om te betaal. Maar ook Timoteus kon ongemerk die dorp binnesluit wat Paulus nie werklik kon doen nie. En dan moet ons onthou, hierdie reis was meer as 200 myl heen en weer. So as hy geloop het, dan was dit ten minste 'n 10 dae lange reis net een kant toe. Plus dan nou die tyd wat hy saam met die nuwe gelowiges daar deurgebring het. En Paulus was baie bekommerd en hy het voortdurend gebid dat die vervolging nie veroorsaak het dat hierdie nuwe gelowiges van die Here afgewyk het nie. En toe Timoteus uiteindelik terugkeer om in die goeie nuus oor hulle geestelike toestand gegee het, was Paulus in ekstase. En ons leer 4 dinge oor opregte besorgdheid oor ander se stabiliteit in die geloof. En die eerste is, geloof in Christus en liefde vir God en vir mekaar is die doelwitte vir geestelike stabiliteit.
1 Tessalonisense 3 vers 6 sê, maar nou dat Timoteus net van julle af by ons aangekom het, en ons die goeie tyding van julle geloof en liefde gebring het, en dat julle altyd 'n goeie herinnering aan ons behou en verlang om ons te sien, net soos ons ook vir julle. En hier wat hy praat van Timoteus se goeie tyding, is die Griekse woord wat amper altyd elders vir die evangelie gebruik word. En sy nuus oor die Tessalonisense was vir Paulus soos om die evangelie te hoor. En dit het sy hart van vreugde laat spring. En toe Timoteus, net 'n oomblik verskoon. En toe Timoteus berig dat die Tessalonisense altyd met goeie herinnering aan Paulus gedink het, dan verwys dit na disippels wat 'n onderwyser se model of patroon handhaaf en beoefen. Soos Gary Sjogren in die Sondervan Evangelical Commentary on the New Testament, 1 and 2 Thessalonians vir ons sê. En alhoewel Paulus en sy metgeselle in een sin die oorsaak van die Tessalonisense se beproewing was, het hulle steeds verlang om hulle te sien, net soos Paulus en sy metgeselle verlang het om die Tessalonisense te sien. En die kern van hulle vriendelike gedagtes en verlange om Paulus te sien was die feit dat hy die evangelie aan hulle gebring het. En Timoteus het vir Paulus goeie nuus gebring oor hierdie nuwe bekeerlinge se geloof en liefde. En Johannes Calvin in sy Calvin's Commentaries noem hierdie twee eienskappe die hele som van ware vroomheid. En hy voeg by en sê, en daarom is almal wat hierdie tweevoudige doel gedurende hulle hele lewe nastreef, buite alle risiko om te dwaal. Al die ander, hoe erg hulle self ook al mag martel, dwaal ellendig rond. En geloof hier is natuurlik geloof in God. En liefde mag seker hoofsaaklik liefde vir mekaar wees hier, maar ek glo dit sluit ook liefde vir die Here. Want toe Jesus Petrus na sy mislukkings herstel het, onthou julle in Johannes 21 vers 15 tot 17, het hy hom 3 keer gevra, Petrus, het jy my lief? En Paulus het in 1 Korintiërs 16 vers 22 gesê, as iemand die Here Jesus Christus nie lief het nie, laat hom 'n vervloeking wees. En die kerk in Efese is op baie maniere geprys, maar hulle is bestraf omdat dit sy eerste liefde vir Jesus verlaat het in Openbaring 2 vers 1 tot 7. Maar liefde vir die Here is onafskeidbaar van liefde vir die mense vir wie die Here sy lewe afgelê het. En daarom sluit hierdie liefde dan beide in. En Paulus het beide die geloof en die liefde van die Tessalonisense waargeneem en hy noem hulle werk van julle geloof in vers 3 van hoofstuk 1. En dan voeg hy in hoofstuk 8 van vers 1 ons by, want van julle af het die woord van die Here uitgegaan, nie net in Macedonië en Achaia nie, maar ook op elke plek het julle geloof in God uitgegaan, sodat ons nie nodig het om iets te sê nie. En hy verwys ook na hulle geloof in 1 Tessalonisense 3 vers 2 en 5 en 6 en 7 en vers 10 en in 2 Tessalonisense weer eens in hoofstuk 1 vers 4 en vers 11 en hoofstuk 2 vers 13. En hy noem hulle arbeid van liefde in hoofstuk 1 vers 3, wat verwys na liefde vir ander wat voortspruit uit hulle liefde vir God. En hy verwys ook na hulle liefde vir ander in 1 Tessalonisense 3 vers 12 en hoofstuk 4 vers 9 en hoofstuk 5 vers 13. En in 2 Tessalonisense 3 vers 5 noem hy die liefde van God, wat waarskynlik verwys na God se liefde vir ons, as ons dan ook kyk na hoofstuk 1 vers 4. En in sy ander briewe verbind Paulus dikwels geloof en liefde aan mekaar, soos in 1 Korintiërs 13 vers 2 en vers 13, 2 Korintiërs 8 vers 7, Galasiërs 5 vers 6, Efesiërs 1 vers 15 en 3 vers 17, Kolossense 1 vers 4, Titus 2 vers 2, Titus 3 vers 15, Filemon 5. En julle kan ook kyk, vergelyk dit met ander apostels soos Jakobus 2 vers 5, 1 Petrus 1 vers 8, 1 Johannes 3 vers 23, Openbaring 2 vers 19. Maar hierdie twee eienskappe lyk veral belangrik vir Paulus in sy laaste 2 briewe aan Timoteus, sy seun in die gees in geloof te wees, want ons lees in 1 Timoteus 1 vers 5, maar die doel van die gebod is liefde uit 'n rein hart en 'n goeie gewete en 'n ongeveinsde geloof. En in vers 14, en die genade van ons Here was baie oorvloedig met geloof en liefde wat in Christus Jesus is.
En dan in 1 Timoteus 2 vers 15, maar sy sal gered word deur kinders te baar, as hulle bly in geloof en liefde en heiligmaking met ingetoonheid. En in 1 Timoteus 4 vers 12, laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. En in 1 Timoteus 6 vers 11, maar jy man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. En dan weer in 2 Timoteus 1 vers 13, hou as voorbeeld van gesonde woorde die wat jy van my gehoor het, in die geloof en liefde wat in Christus Jesus is. En in 2 Timoteus 2 vers 22, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. En dan in 2 Timoteus 3 vers 10, maar jy het my navolger geword in leer, in lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid. So met ander noodsaaklike eienskappe soos heiligheid, kan ons sê dat geloof en liefde twee primêre kenmerke van ware Christendom is, of van ware Christenskap is. Ons moet in God en die boodskap van verlossing deur Jesus Christus glo. Ons moet aanhou om God te vertrou, selfs te midde van moeilike beproewinge, soos die Tessalonisense gedoen het. Ons moet God met ons hele hart lief hê en mekaar lief hê, wat die twee grootste gebooie is, soos ons in Matteus 22 vers 37 tot 40 sien. Wanneer God se mense in geloof en liefde wandel, is hulle geestelik stabiel. En dan tweedens, vreugde oor iemand se stabiliteit in die geloof kan bemoediging bring wanneer ons self deur verdrukking gaan. Want hier in 1 Tessalonisense 3 vers 7 verskoon tog, sê Paulus, daarom broeders, is ons in al ons verdrukking en nood vertroos oor julle deur julle geloof. Paulus het in elke stad waar hy gepreek het hy moeilike tye deurgemaak. Hy's onregverdig geslaan, hy's in die blokke gesit en hy's in die tronk in Filippi gegooi. Hy's gedwing om Tessalonika te verlaat weens vervolging. Die Jode in Tessalonika het hom na Berea gevolg en skare teen hom opgehits en hom gedwing om ook daar te vertrek. En hy het wel vrugte in Athene gesien, maar meestal bespotting en verwerping. Hy het na Korinthe gegaan waar die Jode sy boodskap weerstaan en belaster het. Hulle het teen Paulus in opstand gekom en hom voor Gallio die goewerneur gebring, wat hulle woedend van sy regterstoel af weggedryf het. En Gallio het passief toegekyk hoe die Jode Sosthenes, 'n Joodse bekeerling, voor die regterstoel slaan. En Paulus was bang dat hy leed aangedoen sou word. En eendag het die Here genadiglik in 'n visioen aan hom verskyn en gesê, soos ons in Handelinge 18 vers 9 tot 10 lees, wees nie bevrees nie, maar spreek en moenie swyg nie, want ek is met jou en niemand sal die hand aan jou slaan om jou kwaad aan te doen nie, want ek het baie mense in hierdie stad. En F.F. Bruce in sy Word Biblical Commentary on 1st and 2nd Thessalonians stel voor dat Paulus en sy metgeselle na al hierdie beproewinge dalk gewonder het of God hulle werklik gelei het om na Macedonië te gaan. So selfs Paulus het dus bemoediging en vertroosting van God nodig gehad te midde van die stryd. En toe hy hoor dat die Tessalonisense standvastig in hulle geloof staan, is hy gerusgestel dat hy nie te vergeefs daar gearbeid het nie, soos ons in hoofstuk 3 vers 5 sien. En hy is vertroos of bemoedig, die Griekse woord is parakaleo. Hy het Timoteus gestuur om die Tessalonisense aan te moedig, maar nou het Timoteus 'n verslag oor hulle geestelike stabiliteit weer vir Paulus bemoedig. En ek het nog nooit naaste by gelei wat Paulus deurgemaak het nie. Maar ek self moes al teen ontmoediging veg. En dit is iets wat maar altyd weer terugkom. En dit was nie 'n probleem vir my in die vroeë jare van my bediening nie, maar soos tyd verbygaan, begin jy wonder of al jou jare van diens ooit veel verskil gemaak het. Jare gelede het ek begin agterkom dat die Here kritiek wat ek ontvang het gebalanseer het met aanmoedigings dat my bediening iemand gehelp het. As iemand iets negatiefs gesê het, dan sou ek daai selfde week 'n positiewe kommentaar van
iemand anders afkry, of dalk net andersom, as iemand iets positief gesê, dan sou ek myself voorberei vir iets negatief, en dit het amper altyd gekom. Weer onlangs het hy my genadiglik meer aanmoedigings as kritiek gegee. Miskien omdat ek meer geneig is tot ontmoediging, ek weet nie. Maar wanneer jy hoor hoe God jou gebruik om iemand na Christus te bring, of om iemand te help om standvastig in hulle geloof te staan, is dit bemoedigend. En ek het vertroosting gevind, of ek het dit vertroostend gevind, dat daardie twee groot manne van God, Moses en Paulus, beide bekommerd was, dat hulle arbeid vir die Here dalk nie saak sou maak in die lig van die ewigheid. Moses het in Psalm 90 vers 17, het hy gebid, en laat die lieflikheid van die Here onze God oor ons wees, en bevestig die werk van ons hande oor ons, ja, die werk van ons hande bevestig dit. En Paulus het herhaaldelik bekommerd gelyk dat hy dalk te vergeefs gewerk het, as ons lees deur Filippense 2 vers 16, 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 27, 1 Korintiërs 15 vers 2 en vers 58, Galasiërs 2 vers 2, Galasiërs 4 vers 11, en ook in 1 Tessalonisense 3 vers 5. En aan die begin, of aan die einde van sy lewe, het hy sy prestasies opgesom in 2 Timoteus 4 vers 7, want hy gesê het, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. As God jou gebruik het om iemand anders te help om standvastig in hulle geloof te staan, kan jy bemoedig word wanneer jy in beproewing is. En dan derdens, vreugde oor iemand se stabiliteit in die geloof weerspieël ons regte waardes. In Tessalonisense 3 vers 8 tot 9 sê Paulus, want nou leef ons as julle vas staan in die Here. Want watter dank kan ons God vergelde oor julle vir al die blydskap waarmee ons om julle ontwil, ons verbly voor ons God. Nou wil ek jou vra, watter van die volgende laat jou in spontane vreugde en dankbaarheid uitbars? Want jy sê, ons gaan jou 'n goeie verhoging gee. Hier is die sleutels van jou nuwe motor. Geluk man, jy het sopas die Euro Dreams gewen. Jy sal vir die res van jou lewe 20.000 euro per maand ontvang. Of jy ontmoet 'n vriend wat jy rukkie nie gesien het nie, en jy hoor dat hy ten spyte van baie beproewinge vas staan in die Here. En dit is wat Paulus se hart van vreugde laat spring het. Dit wat ons werklik gelukkig maak, openbaar ons ware waardes. Paulus het nie die krediet geneem vir die Tessalonisense se stabiliteit nie geloof. Hy het God eerder vir hulle gedank, omdat hulle volharding deur vervolging getoon het, dat God werklik in hulle aan die werk was. En Paulus en ander leiers het baie keer na Christene wat stabiel is in hulle geloof, en in hulle geloof gegroei het, as hulle bron van vreugde verwys, soos ons lees in Romeine 6 vers 19 en 2 Korintiërs 7 vers 4, Filippense 1 vers 4 en 5, Filippense 2 vers 2, Filippense 4 vers 1, 1 Tessalonisense 2 vers 20, 2 Timoteus 1 vers 4, Filemon 7, Hebreërs 13 vers 17, 1 Johannes 1 vers 4, 2 Johannes 4 vers 12. En soos die apostel Johannes geskryf het in 3 Johannes 3 vers 4, want ek was baie bly as daar broeders kom en van jou waarheid getuig, soos jy in die waarheid wandel. Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. En wanneer ons hier lees van staan vas, dit was 'n militêre term wat gebruik is om nie terug te deins in die aangesig van 'n aanval nie. Om vas te staan in die Here impliseer dus dat hulle waarlik in die Here was deur geloof in Christus en dat hy hulle toevlug was. Want toe die vyand aangeval het, het hulle na die Here gevlug en op hom vertrou. Ek het al Christenberaders hoor sê dat dit waardelose medisyne is om mense wat deur beproewinge gaan aan te raai om op die Here te vertrou. Maar oor en oor gee die Bybel ons voorbeelde van God se mense wat God vertrou het toe hulle aangeval is. Toe Dawid in 'n grot weggekruip het vir Saul en sy troepe wat sy lewe gesoek het, het hy gesing, miskien stilweg, maar hy het gesing, Psalm 57 vers 8 sê, my hart is gerus, o God, my hart is gerus, ek wil sing en psalms sing. Dit is die besluit om standvastig in die Here te staan. As jy werklik vir mense omgee, wanneer jy hoor dat hulle standvastig in die Here staan deur beproewinge, dan sal jy bly wees en God dank. Met ander woorde, geloof in Christus en liefde vir God en vir mekaar
is die doelwitte vir geestelike stabiliteit. Vreugde oor iemand se stabiliteit in die geloof kan bemoediging bring wanneer ons deur beproewinge gaan. Vreugde oor iemand se stabiliteit in die geloof weerspieël ons ware, egte waardes. En dan vierdens, stabiliteit van geloof kom deur die onderrig van God se woord. Want Paulus voeg by in Hoofstuk 3 vers 10, hy sê, terwyl ons nag en dag baie ernstig bid, dat ons julle aangesig mag sien en kan voltooi wat in julle geloof ontbreek. En die manier waarop Paulus sou voltooi wat in die geloof ontbreek het, was deur hulle God se woord te leer. Want die woord vir voltooi verwys na die toerusting of die aanvulling van 'n tekort, soos ons ook in Hebreërs 13 vers 21 sien. En Paulus gebruik dit ook in Efesiërs 4 vers 12, waar hy sê dat God die kerk, apostels en profete en evangeliste en herders en leraars gegee het, soos hy sê, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. En ons het reeds die verstommende diepte van die lering gesien, wat Paulus hierdie nuwe bekeerlinge uit 'n heidense agtergrond in net 'n paar maande met hulle voorsien het. En hy neem aan dat hulle die drie eenheid, die leer van die uitverkiesing, hoe om beproewing en vervolging te verduur, en nog baie meer verstaan. En die Tessalonisense se tekort was nie as gevolg van sonde nie, maar eerder dat hulle die volle volwassenheid kort gekom het wat kom deur verdere begrip van die waarheid wat in God se woord geopenbaar word. In hoofstukke 4 en 5 verskaf Paulus skriftelik van wat hy hulle in persoonlike onderrig sou gee wanneer hy na hulle toe kon kom. Want die hele geloof verwys hier na beide leerstelling en die toepassing daarvan. Die leerstellige waarheid moet op ons daaglikse lewens toegepas word. In vers 10 noem Paulus se voortdurende vurige gebede, terwyl verse 11 tot 13 meer van die inhoud van daardie gebede uitspreek. En dit bring ons by ons tweede hoofpunt. As ons werklik vir mekaar omgee, sal ons bid vir ander se voortgesette geestelike groei. En ek wil net kortliks 3 dinge noem. Die eerste is, ons gebede moet hartlik en gereeld wees. Want ons het reeds 'n gedeelte van vers 10 hier na gekyk, maar let ook op die vurigheid van Paulus se gebede, want hy sê met nag en dag het Paulus bedoel, gereeld of herhaaldelik. En ernstig, die woord ernstig weerspieël sy hart. Want hy het hierdie begeerte diep gevoel om by hierdie nuwe gelowiges te wees, om hulle te help groei in hulle geloof. Want ons moet nie net ons vurigheid of erns in gebed omskep in 'n basis vir waarom God hulle moet verhoor nie. Ons kom altyd na hom gebaseer op die verdienste van Jesus Christus en sy genade, nooit op enige waardigheid in ons nie. Maar terselfdertyd moet ons nie net klop en hardloop nie, soos wat kinders wat tokkie speel doen nie. As ons diep oor ander se behoeftes voel, dan sal ons aanhou klop tot die Here antwoord. Vergelyk Matteus 7 vers 7 tot 8, waar die woord klop 'n teenwoordige gebiedende bevel is, wat beteken aanhou klop. En soos dit was, moes Paulus vir ongeveer 5 jaar aanhou bid, voordat God hom die geleentheid gegee het om na Tessalonika terug te keer, soos ons in Handelinge 20 vers 1 tot 3 sien. En dan die tweede ding wat ek hier net vanaf wil noem, is ons gebede is gerig tot ons God en Vader en tot Jesus ons Here. Want ons sien in hoofstuk 3 vers 11, Paulus sê, mag ons God en Vader self en ons Here Jesus Christus ons weg na julle terug. En 3 dinge in hierdie kort versoek toon Jesus se goddelikheid. Eerste, sy noue verbintenis met die Vader, want albei is die onderwerp van 'n enkelvoudige werkwoord. En sy vermoë om gebed te hoor en te beantwoord en sy benaming as Here. En aangesien Paulus dit terloops sonder verduideliking noem, toon dit dat hy die goddelikheid van Jesus aan hierdie nuwe bekeerlinge geleer het. Dit was nie 'n laat uitvinding van die vroeë kerkvaders, soos sommige liberale wil beweer nie. Paulus het die hoogste moontlike plek aan Jesus toegeskryf. Wanneer ons bid, kom ons na 'n liefdevolle hemelse Vader wat vir sy kinders sorg, en na Jesus ons Here wat homself aan die kruis vir ons gegee het en leef om vir ons voor te bid, soos Hebreërs 7 vers 25 ook vir ons sê. En dan derdens,
Ons gebede is gefokus op die geestelike groei van ander. In verse 12 en 13 van hoofstuk 3 lees ons, en mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal, soos ons ook teenoor julle is, sodat hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid voor onze God en Vader by die wederkoms van ons Here Jesus Christus met al sy heiliges. En hier beteken geestelike groei toenemende liefde. Ons moet groei in liefde vir ons familielede en vir diegene in die familie van God, maar ons liefde moet ook toeneem en oorvloedig wees vir alle mense. En ook beteken geestelike groei om toe te neem in vaste heilige hoop. Om onberispelik te wees in heiligheid, soos Paulus hier sê, impliseer nie dat ons sondeloos in hierdie lewe kan wees nie, maar eerder dat ons in die lig voor God op die hartvlak sal wandel en 'n skoon gewete voor hom en ander sal behou, soos ons in Handelinge 24 vers 16 sien. Aan die ander woorde, ons koester nie geheime sondes terwyl ons 'n goeie front voor ander voordoen. Ons leef so in die lig van die feit dat ons binnekort voor ons God en Vader sal gaan by die wederkoms van ons Here Jesus met al sy heiliges. Heiliges is letterlik heilige wesens. En dit word in Sagaria 14 vers 5 gebruik om na die engele te verwys. En ons kyk ook na Markus 8 vers 38 en Judas 14. Maar Paulus gebruik dit amper uitsluitlik om na gelowiges te verwys. So dit kan dus na albei verwys. En wanneer Christus terugkeer, dan sal hy vergesel word deur sy heilige engele en ook deur die gelowiges wat reeds gesterf het. En ons wat leef, sal weggeraap word om met die Here en hierdie glorieryke geselskap in die lig te ontmoet. En soos in 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18 sien, en so sal ons altyd by die Here wees. En dan ook, aangesien Paulus se gebed was dat hy sou aanvul wat hulle in die geloof ontbreek het in vers 10, hou sy gebed hier verband met hulle werk van geloof en arbeid van liefde en standvastigheid van hoop. Soos wat John MacArthur dit in sy MacArthur New Testament commentaries on 1 and 2 Thessalonians ook vir ons sê. Want onthou, ons bereik nooit 'n punt waar ons kan sê dat ons in geloof, liefde of hoop gearriveer het nie. Ons is nou hier nie. Bid vir toenemende en oorvloedige geloof, liefde en hoop vir jouself, vir jou familielede en vir diegene in die kerk. En ten slotte, as ons dit werklik vir mekaar omgee, dan sal ons saam wil wees om mekaar geestelik te versterk en aan te moedig. Ons sal ware vreugde vind wanneer ons hoor van ander wat standvastig is in die Here en standvastig staan deur beproewinge. En ons sal vir mekaar bid vir volgehoue geestelike groei. Moenie daai wat ook al, ek kan nie minder omgee nie, Christen wees nie. Wees 'n Christen, wie se lewe aan ander kommunikeer. Ek kan nie meer omgee nie. Amen. Kom ons maak die oë toe. Hemelse Vader, ons dank U weer eens vanoggend vir hierdie wonderlike boodskap dat U vir ons leer wat dit is om soveel om te gee vir ander, dat daar nie meer omgee is in ons. Here, dat ons U en ander so lief het, dat ons harte hinker na hulle, om by hulle te wees, maar dat ons ook bemoedig word wanneer ons hoor hoe hulle vas staan, selfs deur beproewing. Help ons om so te wees, Here. In Jesus naam. Amen. Verskoon tog, geliefdes. Baie dankie dat julle so ver geluister het na die boodskap, en my gebed is weer dat hierdie voedsel vir julle siele sal wees, dat dit julle siele sal oprig, dat dit julle sal lei en sal bemoedig, en dat julle bemoediging sal vind wanneer ander vas staan in geloof deur beproewing, sodat julle ook deur beproewing kan vas staan in julle geloof. Mag julle 'n wonderlike Christusgevulde dag en Christusgevulde week geniet. En as dit die Here se wil is, dan kom ons weer eens volgende Sondag rondom sy woord by mekaar om verder uit hierdie brief van Paulus te leer. Maar tot dan, mag die genade van God met julle wees. Mag God self met julle wees en mag God julle seën.
Shalom.